Is niks so lekker. Soos 'n lekker koppie koffie, cappuccino, miskien jou favourite tee nie. Ok, miskien kies is van Roxy. Miskien was jou dag baie lank. Miskien is jou week, jou seisoen, jou jaar baie lank. Miskien is jy moeg en moedeloos en jy het net nie meer krag nie. Miskien is dit tyd dat jy 'n koffietjie drink met Jesus. Miskien is dit tyd dat jy net 'n bietjie 'n time out vat. Maak vir jouself 'n koppie koffie. Gooi vir jouself 'n glasie koeldrank in. Al as jy 'n glasie wyn wil drink, is dit ook oukei. Maar doen net 'n ietsiekie om stilte te kry vir jouself en om tyd by die Here te spandeer. Ons is so besig. Ons het 'n gejaag na die een ding, van die een ding na die ander ding. Ek moet hierdie tyd opstaan en ek moet jaag om klaar te kry vir werk. En dan, as ek by die werk is, moet ek jaag om hierdeur en daardeur te kom en hierdie deadline te met en daai deadline te met. En dan moet ek huis toe jaag en ek moet die kinders gaan haal en ek moet kos maak en ek moet wasgoed was en ja, eventually, wanneer jy in die bed klim, is jy doodmoeg. En dan het jy nie lus om te bid nie. Dan het jy nie lus om tyd in die teenwoordigheid van die Here te spandeer nie. Maar ek wil vir jou sê vandag, al spandeer jy net 10 minute, die tyd wat dit vat om 'n koppie koffie te drink, al spandeer jy net dit saam met die Here. En jy sê, Here, vandag was nie vir my lekker nie. Vandag was vir my moeilik. Vandag was vir my horrible. Here, hierdie en hierdie het gebeur. Ek is sleg behandel. Here, het u gesien hoe my baas met my gepraat het? Here, het u gesien hoe swak my kinders in hulle toetse gedoen het? Die Here is jou beste vriend. Die Heilige Gees is jou beste vriend. Hy wil net hê jy moet tyd met hom spandeer. As jy so met jou beste vriend of vriendin sal praat, met jou ma, met jou pa, dinge met hulle sal deel, hoekom kan jy dit nie met Jesus doen nie? Jy het tyd om op die foon te klim en jou vriendin te bel en te vertel van jou dag en hoe onregverdig dinge is. En ja, dis jou vriendin, sy gaan opstaan en sy gaan sê, ja, daai moes nie gebeur het nie en al daai goed, soos dit 'n goeie vriendin betaam. Maar God wil ook daar wees vir jou. Maar baie van ons skakel hom uit die prentjie uit. Die eerste teken van 'n probleem of 'n moeilikheid, hardloop ons na mense toe, in plaas daarvan om na God toe te hardloop. Hoeveel keer in 'n dag gebeur daar iets slegs? Of iets goeds? En hoeveel keer in daai dag gaan jy na die Here toe? Hoeveel keer in daai dag hardloop jy na jou workbestie toe en sê, jy weet, daai en daai het nou alweer gebeur. Ek hou daarvan om met my ma te praat. Ek bel my ma of ek voice note my ma. Ma, hierdie het nou alweer gebeur. En shame, my ma luister maar net altyd. En partykeer al wat sy kan sê is, my kind, ek bid vir jou, ek het 'n wonderlike ma. En sy is altyd daar vir my. Ek kan altyd stoom afblaas. En partykeer dan voel ek sleg, want dan is ek nog ongeduldig met haar ook, want ek voel geïrriteerd. Ek het 'n beste vriend en vriendin, man en vrou, wat nog altyd in my lewe is. Ons is al jare vriende. En as ek regtig down is, weet ek kan na hulle toe gaan. Maar ons moet weet om eerste na God toe te gaan. Hy wil deel van jou lewe wees. Ja, hy sit 'n mens se ma, jou beste vriendin, jou beste vriend, jou ouma miskien, 'n oom, 'n tannie, wie ever, sit hy op jou pad om daar vir jou te wees. Maar hy wil hê, jy moet eerste na hom toe kom. Ek wil jou challenge in die res van hierdie week. Vat net daai 10 minute. Reken die tyd in wat dit vat om jou koffie te maak. Al staan jy daar by die ketel, begin met die Here gesels. Soos wat jy met jou vriend of vriendin sou praat. En as jy nie so met die Here kan praat nie, is die manier hoe jy met jou vriend en vriendin praat beslis nie reg nie, né? Maar vat daai tyd. Vat daai tyd en
spandeer dit met die Here. Vertel vir hom, ek weet hy weet alles wat gebeur het. Hy sê in die woord, voordat ek of jy nog vir hom gevra het wat ons vir hom wil vra, het hy dit reeds geweet. Waaroor gaan dit? Hy wil hê jy moet met hom gesels. Hy wil hê jy moet dinge na hom toe bring. En hou op dink dat God antwoord nie. Hy praat met ons. En hy kan deur klein dingetjies praat, hy kan deur groot dinge praat, hy kan deur mense praat, hy kan, ja, jy moet net weet hoe om sy stem te hoor. So vandag, gaan huis toe, gaan maak hy koppie koffie, daai cappuccino, daai koppie tee, en gaan sit net 'n bietjie in stilte. Sluit die kamer deur as die kinders wil inkom, maar gaan sit net bietjie in stilte, spandeer daai 10 minute by God se voete, en ek kan jou waarborg, jou lewe gaan verander. Mag jy 'n wonderlike, geseënde dag hê. Shalom.